Vriende, ons is dankbaar dat ons u vanmôre weer kan groet in die skone naam van ons dierbare Heiland en Verlosser Jesus Christus. Salomo sê dit so baie mooi in die boek Hooglied, dat ek is my beminde sin en hy is myne. En as ons die Here ken, dan is hy ons beminde, hy is die liefling van ons siel, hy is die een wat sy lewe aan die kruis gegee het om ons te red van die ewige verderf, en daarom het ons hom lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. Ek het vir u gesê, as ons die Here lief het, en ons hierdie wonderlike genade gesmaak het om kind van God genoem te word, dan is daar 'n verandering in ons lewenstyl, in ons lewenspatroon, en dit is juis waarmee ons besig is. 'n Kind van die Here is iemand wat sy kruis opneem, aan homself sterwe, sodat Christus gestalte in hom kan kry. U sal onthou, ons het begin by Kolossense 3 vers 3, julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Ons het dit in verband gebring met Matteus 16, wat praat van dat ons elke dag ons kruis moet opneem, aan onsself moet sterf en die Here moet volg. En het ek vir u gesê, dis die belangrikheid van 'n kind van God se lewe, dat ons minder sal word, sodat die Here meer kan word. Nou, ons het Kolossense 3 al van vers 1 af deurgewerk, ons het bietjie gepraat oor, hoe kan ons minder word, sodat die Here meer kan word? Hoe kan ons kruis opneem en die Here volg? Hoe kan ons sterwe aan onsself, sodat Christus gestalte in ons kan kry? En ons het gepraat oor dinge van, dat ons die dinge moet soek daarbo, ons moet die dinge bedink wat daarbo is, daar is sekere dinge wat ons in ons geestelike lewens moet doodmaak, en ons het gepraat van goed soos hoerery en allerhande dinge, en toe het ons uitgekom, vriende, by die baie belangrike gedagte, wat ons ook alles moet aflê. U sal onthou, ons het gepraat oor toorn en woede en boosheid en laster en skandelike taal, dat ons nie vir mekaar moet lieg nie, en het ek vir u gesê, hierdie aflê is die gedagte van om uit te trek, om soos 'n mens vuil klere uittrek, om jouself te gaan was en skoon klere aan te trek, so moet ons ook die vuil sondes van toorn en woede en boosheid en al hierdie dinge uittrek. Maar nou gaan ons vanmôre begin kyk na, waarmee moet ons beklee? So ons trek die vuil klere uit, ons raak ontslaaf van die vuil klere, maar ons trek vir ons 'n nuwe kleed aan. En ons gaan sien, vriende, hoe die Here ook vir ons met die waarheid van sy woord bekragtig, om te sien, nie net wat ons moet aflê, waarvan ons ontslae moet raak nie, maar ook waarmee ons onsself moet aantrek, moet beklee, wat deel van ons as kinders van God se lewens moet wees, wat deel van ons optrede, ons spraak, en dan ook ons leefwyse in hierdie goddelose samelewing moet wees. As u dink aan Efesiërs 6, wat praat van die wapenrusting, dan sal u die mooi beeld sien, hoe hierdie soldaat hom beklee met die helm, en met die bors, 'n wapen van geregtigheid, en al hierdie dinge, die skoene aan sy voete, en die swaard dan in sy skede, en dis presies dieselfde gedagte. As ons as kinders van die Here sonde aflê, dan beklee ons onsself ook met sekere deegtes, wat die Here dan ook kan verheerlik. So ons gaan nou so deur hierdie verse werk, soos ons nou al reeds vir u in die afgelope tyd mee help en begelei, en die gebed van my hart is dat die Here vir ons ryklik sal seën. So die Here sê vir ons dat ons sekere dinge moet aflê, en nou in Kolossense 3 vers 12, beklee julle dan as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes, met innerlike ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid en lankmoedigheid. En as ek 'n subtema hier moet gee, onder die tema van kruisopname, die pad na ware vrede vir jou en my siel, sal ek hierdie subtema noem, geestelike deegtes, waarmee ons beklee moet word, nadat ons die sondes afgelê het. Nou vriende, het was vir my so kosbaar toe ek na hierdie woordjie kyk, die woordjie beklee. In die Grieks is die woordjie endio, en beteken om aan te trek of om toe te maak. Om aan te trek of om te bedek of toe te maak. Nou as kinders van die Here moet ons die ou sondige klere, of die ou sondige lewe, kom ons stel dit so, uittrek, en ons met die nuwe kleed van geregtigheid beklee. Nou as ons die Bybel bestudeer, dan sien ons al reeds in die Ou Testament, dat geestelikheid as 'n mooi en 'n skoon kleed voorgehou word. Ek lees vir u 'n paar verse, dan sal ek hierdie saak vir u net bietjie verduidelik. In Jesaja 61 vers 10 lees ons die volgende: Ek is baie bly in die Here, my siel juig in my God, want hy het my beklee met die klere van heil, my in die mantel van geregtigheid gewikkel, soos 'n bruidegom wat priesterlik die hoofversier sal ombind, en soos 'n bruid wat haar versier met haar juwele. Is dit nie vir 'n pragtige beeld nie?
Die Here kom en hy gee vir Jesaja hierdie kosbare waarheid om aan die volk deur te gee, dat die Here ons as sy kinders wil beklee met klere van verlossing, van heil. Hy wil ons beklee met die mantel van geregtigheid, die dinge wat reg is. En dan gebruik hy die bruidegom en die bruid as voorbeeld. Nou, dink mooi daaraan. Watter dag het jou bruid vir jou die mooiste gelyk? Dit was daardie dag van die huwelik. Toe sy daar afgestap kom in die gangetjie en jy sien en jou asem is weggeslaan en dis presies dieselfde gedagte wat die Here wil deurgee. Soos ons ontslaa raak van die sonde in ons lewe, so beklee ons onsself nou met die dinge van die Here. Ons maak nie hart skoon in die sin dat hy leeg is en onbewoon is nie. Dis, vriende, 'n New Age gedagte, 'n gedagte van mistisisme. 'n Kind van God raak ontslaaf van die sonde. Hy vra, Here, maak my hart leeg van die boosheid, maar vul dit nou, beklee my nou met u geregtigheid, met u waarheid, met hierdie kosbare deegtes wat ons in die woord van lees. Job 29:14 sê, die geregtigheid was my kleed, en ek sy kleed, my reg was soos 'n mantel en 'n tulband. Belangrik om te sê as kind van die Here dat ek my beklee met die geregtigheid van God, wat daar in Christus is, sodat ek die vrug kan dra wat by die bekering pas. Wat vir my baie getref het, is Kolossense 3 vers 12 se begingedeelte. En ek gaan vanmôre daarby stil staan, en dan sal ons môre by die eerste, kom ons sê in aanhalingstekens, kledingstuk, of die eerste deegte kom, waarmee ons as kinders van die Here onsself moet beklee. Maar 'n gedagte wat my getref het, is die woorde in Kolossense 3 vers 12. Daar staan, maar beklee julle dan as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes, met innerlike ontferming, en dan gaan hy aan. Die woordjie uitverkorene, vriende, is 'n baie besondere term in die Bybel, en 'n terme wat gehaat word deur die deursnee kerk en Christen, omdat hulle reken dat as jy die woord uitverkorene sien, dit dui op God se onregverdige kies van sekere mense tot saligheid en die verwerping van ander. En vriende, mense wat so redeneer is mense wat moedswillig is, wat die Bybel nie wil bestudeer binne konteks nie, mense wat nie lief is vir die waarheid van God se woord, en bo alles God as die almagtige, alleenwyse een sien, wat doen soos hy goed dink in die hemel en op aarde, en daar is niemand wat sy hand kan afslaan en vir hom sê, wat maak hy nie. Uitverkorenes in die Bybel, vriende, is 'n terme wat al van die roeping van Abraham af na vore kom, dwarsdeur tot ons in die boek Openbaring sien, dat die Here vir ons sê, dat die uitverkorenes deel van sy heerlikheid sal wees. Nou, wie is 'n uitverkorene? 'n Uitverkorene is iemand wat by 'n punt in sy lewe of haar lewe uitgekom het, waar hulle sonde toestand besef, waar hulle die redding in Christus raak sien, en waar hulle uitroep om genade en die wedergeboorte vind plaas. Dis alles God se genadige werking. Ek en jy kan ons sonde nie raak sien, as God nie deur sy gees en sy woord, dit aan ons harte lewend maak nie. Dis God wat ons dooie geestelike toestand vir ons wys, en dit bring ons by die punt uit van genade, waar ons roep om redding. Nou kom ek lees vir julle 'n paar verse in die Bybel, en vriende, letterlik 'n paar van honderde verse, wat handel oor die gedagte dat weergeborenes is uitverkorenes, heiliges en geliefdes, wat God uit genade kom red het, hy het sy liefde oor hulle uitgestort, hy het hulle vrywillig lief gehad, ten spyte van hulle sonde, en ten spyte van hulle ongeregtighede. Hy het sy liefde oor hulle uitgestort, wat redding teweeggebring het, sodat hulle kinders van God genoem kan word. Hoor dit staan in Efesiërs 1 vers 3. Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus, soos hy ons in hom uitverkies het, hoor nou, voor die grondlegging van die wêreld, om heilig en sonder gebrek voor hom te wees in liefde, deurdat hy ons voorbeskik, of deurdat hy ons uitverkies het, om ons as sy kinders vir homself aan te neem, deur Jesus Christus, na die welbehae van sy wil, tot lof van die heerlikheid van sy genade, waarmee ons begenadig het in die geliefde. As jy vanmôre kind van die Here is, dan is nie jou goeie idee gewees nie. Dit was nie jou besluit nie. Dit was nie jou wilskeuse nie. Vriende, luister mooi vir my. 'n God wat onderworpe is aan my en jou wil, is nie God nie. Dis 'n valse, vreemde God wat die wêreld skep, wat aan ons nikke en grille homself onderwerp, en nie doen soos hy goed dink in die hemel en op aarde nie. Luister, hy het ons voorbeskik,
om ons vir homself as sy kinders aan te neem, na die welbehae van sy wil. As jy vanmôre gered is dit God se wil wat in jou lewe werksaam was. Vriende, luister, as jy gered is dit volgens die heerlikheid van sy genade, waarmee hy jou begenadig het in Jesus Christus. Het jy al ooit daaraan gedink, dat die typiese prediking vandag, en die typiese godsdiens, en die typiese boodskap is, dat God Jesus gestuur het, om aan 'n vloekhout te sterwe, en dan hoop hy, dat sondaar mense, wat dood is in hulle sonde en misdade, om tog een of ander tyd sal kies, en, ag kom ek sê dit maar, redelik so tong in die kies, die gedagte is dat God bo in die hemel sit, en half duim vashou, en hoop, dat sondaars tog 'n keuse vir hom sal maak. Dis nie die God van die Bybel nie, dis die Rooms-Katolieke God, wat deur die protestantse kerke versprei is, en wat 'n valse lering vir ons deurgee. Mense staan bekend as gereformeerde kerke, en hulle hang hierdie valse leer aan, dat God wag op my reaksie, terwyl die teenoorgestelde waar is, dat God sy uitverkorenes sal red. Hy red hulle in Jesus, deur die soendood aan die kruis. Dis nie 'n kwessie van 'n moeg getroffe gedagte van ek sal eendag sien as ek daarbo kom en ek hoop maar vir die beste nie. Nee, die Bybel sê ek word gered uit genade deur geloof, omdat God my ook gekies het tot saligheid. 2 Tessalonisense 2 vers 13 sê, maar ons moet God altyd oor julle dank, broeders, wat deur die Here bemin word, dat God julle van die begin af verkies het tot saligheid, in heiligmaking van die Gees en geloof in die waarheid, waartoe hy julle geroep het deur ons evangelie, om die heerlikheid van ons Here Jesus Christus te verkry. God kies ons deur die evangelie in sy seun Jesus Christus. En vriende, luister vir my baie mooi. Wil u weet waarom so baie mense oorgawes maak, en dan 'n jaar of 2 of 3 is hulle terug in hulle ou lewe, en hulle ou boosheid? Dis juis omdat hulle 'n oorgawe gemaak het, sonder dat God 'n werk in hulle siele gedoen het. As God jou kies tot saligheid, dan red hy jou, hy transformeer jou, hy begin 'n goeie werk, Filippense 1 vers 6, en hy sal dit volëindig. En as jy nie van hierdie leer hou nie, dan is jy in rebellie teenoor God en teenoor sy waarheid. Ons verstaan nie die volle detail daarvan nie, maar om uitverkiesing uit die Bybel te probeer wegskryf, te probeer wegredeneer, dit menslik vir ons verstaanbaar te maak, vriende, is om God af te bring na ons standaard en te sê, verduidelik u self aan my, terwyl Romeine 9 vir ons sê, dat God het nie nodig om homself te verduidelik aan een enkele mens nie. As hy ons almal hel toe wou stuur, dan was hy 100% regverdig. As hy sommige mense red, is omdat hy genadig en barmhartig en liefdevol is. Ek vra jou vanmôre, as jy wil weet of jy 'n uitverkorene is, vra jouself, het ek al by die kruis van Golgotha geroep om redding? Het ek al gevra, Here, vergewe my sonde? Vader, dankie dat Jesus in my plek aan die kruis gesterf het. As jy daardie gebed gebid het, dan is jy 'n uitverkorene, en jy het daardie gebed gebid omdat God dit in jou hart kon werk het. Nog een versie, dan sluit ons af. Titus 1 vers 1 en 2. Paulus, 'n diensknegt van God en 'n apostel van Jesus Christus volgens die geloof van die uitverkorenes van God en die kennis van die waarheid wat na die godsaligheid is, in die hoop van die ewige lewe wat God, wat nie kan lieg nie, hoor nou, van ewigheid af beloof het. God het van ewigheid af beloof om sy uitverkorenes veilig in sy heerlikheid aan te bring. Hou op top oor hoe werk die uitverkiesing. Ek vra jou, het jy al by die kruis van Golgotha redding gesmaak? As jy redding gesmaak het, dan gaan hierdie kosbare waarheid vir jou sin maak, dat jy sekere dinge moet aflê, maar aan die ander kant jy moet beklee met sekere dinge. Waarom is daar so baie Christene wat hulle nie beklee met hierdie kosbare dinge van innerlike ontferming en al die dinge wat ons gaan hanteer nie? Dis omdat God nog nooit 'n werk in hulle siele gedoen het nie. Hulle het een of ander tyd 'n oorgawe gemaak aan die Here, maar daar was nog nooit 'n werk wat God in hulle harte kom doen het nie. Mag die Here vir u wysheid gee om dit te verstaan en verder te ondersoek en seker te maak dat dit wel is met jou siel. Want môre gaan ons begin kyk na die gedagte dat die Here ook sê ons is heiliges, en dan ook die gedagte dat ons nie net heiliges is nie, vriende, maar dat ons ook geliefdes is. Uitverkorenes is heiliges, hulle is geliefdes, en daarom moet hulle beklee met die deugdes wat God vir ons in sy woord opgeteken het. Baie seën vir u, baie sterkte, en mag u en ek nie in opstand kom teenoor God oor 'n Bybelse beginsel wat neergelê word nie. Mag ons nie in rebellie opstaan teenoor die Here nie. Gaan lees self die woord. Gaan doen self 'n studie van hierdie saak en verstaan mooi dat God nie sy seun gestuur het met die hoop
dat sondaars wat dood is in hulle sonde tog 'n keuse vir hom sal maak nie. Hy het sy seun gestuur met 'n spesifieke doel om dan ook sy uitverkorenes te red. Mag ons verbly daarin as ons kinders van God is en mag ons ywerig die evangelie verkondig aan elke nasie, taal, volk en stam met die wete dat die Here ook siele sal red. Baie seën, baie sterkte, mag die Here vir ons wysheid gee in die boodskappe wat voor lê. Mooi dag vir u verder. Tada.